Kom, ons praat saam oor sending. Gemeentes doen sending. As ek jou onthou daar vanaf by die park, dan het jy altyd fokus op die wêreld. Prys die Here. Ons het intussen, okay. Ons het intussen dit koninkryksfokus, ons bediening se naam bietjie verander, maar dit is maar dieselfde goed. En dit is, maar dit is tog maar wat dit is nie. Jy weet, ek het nou juis hierdie kwartaalse Bybelstudie wat ek nou opgestel het, gaan juis oor die koninkryk, die koninkryk wat 'n beweging van die Here is na die wêreld, om die wêreld te verander, en hoe dat hy ook die kerk daarby inskakel. Jy weet, so, ek het juist nou klaargemaak, want ons begin ons nou met die Bybelstudies, want dis belangrik om hierdie koninkryksvisie te hê. Dis belangrik. Ons het nou 'n gesprek gehad, die ouens wat nou na hierdie video kyk, weet dit nou nie, maar jy het nou al 'n hele uur se stawwe, emosioneel moeilike gesprek met my gehad, en ek noem dit om, as mense belangstel, ook na hierdie video te kyk. Ek sal ook die skakel op jou deel rondom jou pad wat jy met kanker loop in die bediening, te midde van hierdie entoesiasme wat jy het vir die koninkryk, vir die sendingpad. Maar ons gaan vanoggend, ek wil graag vra dat ons hierdie video bietjie praat oor sending, die kerk se pad met sending in 2025. Jy weet, in 2000, die jaar 2000, het ek die voorreg gehad om met 50 gemeentes, net daai jaar, seminare aan te bied. Ons het te veel vrae gehad, ons kon dit nie hanteer nie. Die afgelope 15 jaar, na COVID veral, is dit asof daar net nie belangstelling is nie, asof dit net nie op die menu is nie, asof gemeentes net nie daaraan wil raak nie, of is ek verkeerd, of is ek maar net so depressief, moedeloos. Wat is jou ervaring as jy kyk in gemeentes? Julle is nou in Mooirivier en Potchefstroom, maar jy was in Park Wes, Wes, en hoe het dinge verander? Wil jy bietjie vir my deel wat jou ervaring is? Kyk, wat ek sê is dat elke synode in die Enige Kerk het nog steeds hulle sogenaamde kommissies waar hulle oral betrokke is. So ook hier in Goudland synode waar ons gemeente ook val, dat die werk gaan aan, maar wat ons ook vir mekaar moet sê, ons kan dalk bietjie later ook daaroor gesels, maar die fondse het nogal 'n bietjie getaan oor die jare. Dis baie vreemd, en as ek maar net kyk, en dis wat ek altyd ook vir die gemeente sê, wanneer hulle nou vra het oor die sogenaamde aanslag van die synode. Vir my persoonlik sien ek 'n aanslag wat van die synode se kant af kom, dat ons die werk ondersteun wat nog steeds aangaan. Die werk in 'n groot mate het nie opgehou nie. Kyk, plaaslik is Goudland synode, en dit het nou weer ook voor die synode gedien, is daar nog steeds 'n betrokkenheid met Missionale Aksie Noordwes. Dis die vorige Tswana sending, so daar gaan dinge voort. Die ondersteuning van Gawie Joubert wat werk onder die Boesmans in Botswana, gemeentes wat skakel met Swaziland, Mosambiek, wat nog steeds daardie werk ook in Mosambiek ondersteun, en dan is daar ook lang verbintenis met Indië, met Sam Salvaraas, en dan ook, en dit is wat dit ook so spesiaal maak, jare se kontak met die gereformeerde kerk, wat nou deesdae bekend staan as die Christian Reformed Church in Sri Lanka. En dan
werk wat die studente wat ook op uitreike gaan, want omdat ons ook Pikandelaar, nee, dis nie Pikandelaar, maar Kandelaar gemeente, studente gemeente ook ondersteun wat daar gebeur. So die werk gaan aan en ja, gemeentes het ook hulle verantwoordelikhede, as ek maar die plaaslik dink ook aan NG Potchefstroom Meaderpark, wat 'n baie sterk sendingaksie ook het en waar die werk ook gedoen word. En met die posisie waarin ons ring nou is, wil ons juis ook al meer en meer ook saamwerk, want hoekom het jy nou die wiel herontwerp as daar al reeds betrokkenheid is? So ons kan ook daar hande vat en ons doen dit inderdaad, dat wanneer daar 'n aksie bekend word, dan kom fondse ook in vir die spesifieke aksie wat dan ook aan die gang is. Plaaslik skakel ons nog met Dominee Olwage wat daar in Namibië werksaam is by Groep Babes. En dan het ons maar ook baie persoonlike skakeling wat jy nou maar weet, fondse wat gaan vir geopende deure, fondse wat gaan vir sending sonder grense, jy weet, dis daar's 'n klomp gemeentelede wat ook die geld ook gee, as jy weet, hulle kom praat ook hier by ons, so het Dries Volkskenk ook met ons kom praat oor CEF, die werk wat hulle ook doen. Ag, en dan ja, kry ons al hierdie nuusbriewe van 'n klomp organisasies waarvoor dan voorbereiding gedoen word, want ons moet dit nooit vergeet. Elke gelowige kan ook 'n gebedssendeling wees. Absoluut. Weet, my aanmoediging baie keer ook hier in die gemeente is om 'n land aan te neem. En dan doelgerig op te bid. En daar het Patrick Johnston 'n hele paar jaar gelede, toe hy nog die Operation World uitgegee, daai boek, wat jy vir elke dag vir die hele wêreld kan bid deur 'n jaar, was 'n ongelooflike hulpmiddel. En deesdae met Jericho Mure nog steeds die Joshua Project wat vir jou al hierdie nuwe inligting gee. En dit is wat jy maar met die gemeente deel. En regtig wat dit op die mense se harte plaas. En dis wat gereeld gebeur, om vir die gemeente daaraan te herinner dat ons hier by mekaar kom in die kerkgebou, nie net ter wille van onsself nie, maar ter wille van hulle wat nog nie deel is van die kerk. Want dit moet ons nooit vergeet nie. Ons is nie sommer maar net kerk omdat die Here ons nou wil gelukkig hou nie. Ons word in diens geneem. En dit is vir my so besonder dat juist nou in die Bybelstudie wat ek opgestel het, wat ek in die boodskap, the message gelees het, you signed up. Jy weet, as die Here jou lewe red en jou lewe vir hom neem en jy behoort aan hom, dan is jy sign up. Want hier is nou 'n ding wat die Here deur jou lewe wil doen. En baie ongelukkig is daar baie gelowiges wat nie besef dat hulle ook gestuurdes is nie. En jou taak as leraar is om voortdurend ook hierdie boodskap lewend te hou. En die oproep lewend te hou en te sê, waar jy woon, werk en ontspan, daar wil die Here vir jou gebruik as sy kind, as 'n sendeling. As die gaping daar is, om te getuig. Ja, ons kan baie praat langs braaivleisvuure oor die rugby en dit en dat, oor die toestand in ons land. Maar mense, ons kan daai gesprekke ook baie meer gebruik om mense te bemoedig en om mense te luister, maar net eenvoudig om te getuig. Want die Here bring daardie mense oor ons pad, hy bring hulle. Absoluut. Kobus, jy het net nou gepraat van kort uitreik besoeke. Wat is die nodigheid en die waarde daarvan volgens jou ervaring? OK. Weet jy wat? Wanneer jy op hierdie kort uitreike gaan, kom jy nooit dieselfde terug. Jy weet, net selfs net die reis, veral ook as dit oor grense is. Jy weet, ek kan nou dink nou terug aan die kere wat ons in Malawi ook was. Destyds was dit ons uitsluitlike doel ook, om die sendelinge wat daar was, wat ons ondersteun het, om hulle te gaan bedien. Ons het saam met hulle nagmaal gebruik. Ons het hulle voete gewas. Ons het hulle, waar hulle gewoon het ons die plek geverf, herstel,
Maar wat ons ook gedoen het is dat ons het die gemeente ontmoet waar hulle destyds ook aan dit het ook daar gehelp om die kerkgebouetjie kan ons sê 'n haarsny te gee, want onthou dis mos maar net riete wat gepak is. En toe het ons 'n bietjie haarsny gedoen en plekke afgewit. En ja, ek het die voorreg gehad om destyds in Malawi in Monkey Bay in die CCIP kerk daar die boodskap te bring die oggend en ook die volgende keer toe ons daar was ook in Mangotsi en daar was ook 'n keer wat in Bendura gemeente, nou die R en die L is mos maar 'n bietjie 'n groot diskussiepunt vir hulle, maar wat 'n ongelooflike voorreg en weer eens om die sendelinge in die veld te sien. Want hierdie korttermyn uitreike Chris, en dit weet jy baie goed, werk jy deur die plaaslike gemeente, die plaaslike kerk. Want jy's dalk vir 'n week of 2 dae. Dan kom jy dalk eers weer volgende jaar. En daarom is dit so nodig dat met 'n korttermyn uitreik dat jy deur die plaaslike gemeente werk en hulle hande versterk sodat wanneer daar mense is wat dan reageer op die evangelie en tot bekering kom deur die genade van die Here, dat hulle kan ingetrek word. Jy moet nie 'n nuwe kerk daar gaan stig nie. Dit is my persoonlike opinie. Werk deur die plaaslike gemeente en baie belangrik, ja, is dat en sendelinge, daar is sendelinge wat dit reg kry, wat gereeld, wat weekliks vir jou inligting stuur, sodat jy kan bid, weet wat is die behoefte daar, en veral ook sturende gemeentes kan dan weet wat moet gebeur. Kyk, die hele dinge rondom sending het maar destyds vir my begin toe ek op Stellenbosch gestudeer het. Daar is sendingweke wat op Stellenbosch gehou is. Ek onthou dat Oswald Smith se seun 'n reeks daar kom hou het. Vir my die groot skywingspunt was toe Edison Quiros destyds daar was. Dit was iets ongeloofliks. Daai eerste aand Handelinge 1 vers 8, sowel as. Dit was die enigste 2 Afrikaanse woorde wat hy geken het, sowel as. Maar ook, en weet jy wat, daar het wonderlike dinge gebeur, en ek kan die ene aand onthou, laat ek net gou sê, die tweede aand moes hulle 2 dienste hou. Dat die laaste aand, daai Sondag aand, was dit, ons moes na die DF Milan sentrum toe gaan, want daar was net te veel mense wat gekom het. En daai DF Milan sentrum het gepak gesit, daar was mense wat nie eers binne kon kom nie. Hulle het gereken, daar was maklik meer as 5000 mense daar. Maar wat hy gesê het is, en ook in sy boekie, praat hy daaroor, gemeente en sending, praat hy daaroor, maar nou kan ek die aand baie goed onthou, hy het gevra, hierdie bussies wat daar in die konsistorie staan, wat is dit? Sente vir sending. Toe sê hy, hoekom is dit nie rande vir sending nie? Dollars. Want hierdie dollars. Ding, ja, dollars, maar hierdie ding van ons gee ons afskiet, ons oorskiet, gee ons. En ek kan onthou, nou vertel hy dat hulle destyds, voor daai tyd wat hy hier opgetrek het, kom hulle met die Logos of die Doulos, wat hulle in Oos-London, toe die dag vasmeer. En hy sê, hier kom 'n vrou na hom toe gestap en sê vir hom, Pastor, here is some second-hand clothes. Vrou, maar kom sit nie niet nie. Nee, maar verstaan jy hierdie hele ding? Dis maar die sending is maar die afskiet, oorskiet. En weer, weet jy, die boekie van Oswald Smith wat hy geskryf het ook oor hoe hulle dit destyds gedoen het en jy kan maar nagaan as jy nou vandag ook nog steeds daar die gemeente in Toronto gaan Google, dan is hulle steeds besig om uit te reik. En dit is die wonderlike daarvan, maar korttermyn uitreike gaan daaroor dat jy sien die omgewing waarin die sendeling werk, jy hoor die uitdagings wat ook daar is, want dit is belangrik. Blootstelling. Daai blootstelling, jy kom nie weer dieselfde terug nie. Dit was my belewenis in Sri Lanka, my belewenis ook in Madagaskar, die 2 keer wat ek bevoorreg was om daar ook te kon wees. Dit is net totaal en al anders. Het jy vir Wolfselier Ja, ek het hom ontmoet toe ons in 2013, toe ek in Deuring oorgevlieg het,
During Cornelius wat ons Ja, oorgevlieg het. Toe het ons hom op die lughawe gekry en jo, ja, toe het ons ook verder met mekaar gesels. Nee, kyk, omdat hy nou al so lank weet die hele ding rondom die eilande sending ook betrokke is. En selfs Dries Volskenk en Marley wat hier is wat vir jare ook mm, in die suide van Madagaskar gewerk mm, het. Die verhale, jy weet, die hele ding rondom kinderevangelisasie, want die groot mm, hartseer is hoeveel ouers vertel nog vir 'n volgende geslag en dit is maar waarmee ons moet besig wees en dit begin by die mm, huis, begin by die huis, maar ja. dat mense net sal besef die taak is nog nie afgehandel nie. By Kan verre nie afgehandel. kan ek gou ietsie ingooi oor Ja, verpersoonliking. Jy het nou 'n hele paar name genoem. Jy het net genoem van Dominigawe in Botswana. Hy het ja, gister verjaar. Ek het lekker met hom gesels. Jy het vertel nou van Dries Volskenk. Jy het net nou vertel in ons eerste gesprek oor die kankerpad wat jy loop. Sy vroutjie is baie siek, ja, Marley. ja, ja, Hoekom ek dit noem, ou Wolfselier se vroutjie is oorlede. Hy gaan nog steeds in en hy het gister vir my eergister my gesê daar's 'n staatsgreep in ja, Madagaskar en daar's dinge is woelig daar. ja, Uh verpersoonliking, die persoon, die sendeling as 'n persoon en hoe belangrik is dit jy die mense by name ken en dat jy by name vir hulle kan die woord verpersoonliking mm, uh per persoon liking. ja, Per persoon, iemand wat onbekend is, 'n sendeling in 'n naam, maar as jy die persoon gesien het en ervaar het en leer ja, liefkry het, hoe belangrik is dit dink jy? baie. Weet jy wat, ek dink baie en ek dink ook wanneer hulle sit by Suid-Afrika kom, dat daar gemeente sal wees wat die sendeling sal uitnooi. Jy weet dat of dit 'n klein groepie is, gaan eet saam Mm, met hom, luister die verhale, mm, dat hy vertel ook in die gemeente, veral as daar nou definitiewe verbintenis ook met hom is. Want anders kan dit maar net weer 'n naam wees. Maak nie saak waar die persoon sendeling is nie. Daai persoonlike kontak bring 'n verhouding tot stand wat regtig waar ook al meer en meer wat mm, ondersteuning na vore bring. Want nou is dit 'n hart wat daarbey betrokke is. Want weet jy, so as jou hart nie hierby betrokke gaan wees nie, dan gaan jy dit maar net sien en jy gaan kennis neem en jy gaan dit laat staan. Maar die wonderlike is, Chris, is dat wanneer jy die persoon sien, met hom kontak het, sy hart hoor, dan gebeur daar iets wat baie 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 spesiaal is. En dit is wat dit so besonder maak. mm. You. En daai sendelinge het elkeen 'n behoefte om ergens aanvaar te word, ergens Ja, geken te word, ergens ja. ja, ek het Kyk, ek onthou, ekskuus tog Chris, ek wil net gou ja, vinnig sê nie, want ek onthou 'n verhaal wat jy eendag ook daar by ons vertel het in van 'n Boupark Wes van hierdie sendeling in wat ek dink wat jy in die Filippyne raak geloop het mm, wat nie meer kontak gehad het met Suid-Afrika nie. Jy weet mm, wat bedoelend dit dat hy daar swaar gekry het, maar niemand het geweet daarvan nie. En dit is mm, waarom dit so nodig is. Daai verbintenis van die sturende gemeentes, maar selfs ook van die sendeling, die verantwoordelikheid om net te laat weet wat het hierdie afgelope week gebeur, waarvoor mm, kan gebid word. Daai kontak is van kardinale belang. Die absoluut. groot gevaar dink ek net wat gebeur is dat as daai kontak losraak, ja, dan voel plaaslike gemeentes maar hoekom moet ons nog bydra? Waarvoor moet ons bydra? Mm, En dis jammer. Dit is so dat al meer en meer gemeentes word ook kleiner en dan gebeur dit ook dat die finansies minder word wat al meer party mense sal sê wat 'n las plaas op die begroting, maar dit is juis wat die geloofsoffer wat jy by gemeentes instel weet van mense dan nou help om die geloofsoffer in te stel
om vir mense te sê, weet jy wat, ons raak nie aan jou dankoffer vir die gemeente nie, maar dit Mm, wat die Here op jou hart plaas, wat jy apart uh, vir die werk, vir die evangelisasiewerk sal gee, want dit is tog ons hoogste roeping, ons hooftaak is wêreldevangelisering. En dit kan nie en dit mag nie ophou nie. Maar om dan vir mense te sê, weet jy wat, dit wat die Here daardeur doen. En daar's wonderlike verhale hoe dat die mm. Here mense gebruik ook hierin en ook oor jare heen vir jou gebruik het. Want jy weet jou aanbiedings destyds ook daar in die laat 90's begin 2000's het ook vir 'n gemeente gesigte oopgemaak. Hoe die een ouderling eendag vir my gesê, uh ek het al hieroor gepreek al, maar nou verstaan hulle. Jy weet, dit is altyd interessant. Nou verstaan hulle. Ja, terwyl jy dit noem, Kobus, ek ervaar natuurlik die afgelope jare, want ek het self ouer geword en leliker geword en mense nooi my nou nie noodwendig meer soos in die verlede nie. Die vraag het ook baie afgeneem. Maar ek het in die tyd heelwat die Here my regtig deure oopgemaak op die internet Hmm. geleentheid op as jy ook jy wat daar kyk na die agtergrond kyk. Ons Ja, nee. bediening Ja, is waar is hy nou? Ons bediening ja, dit daar sê. is koffieprojek, Ja. Koninkryksfokus internet evangelisasie en ons het heelwat resources, heelwat materiaal ontwikkel Hmm. en ek wil graag, ek gaan dit ook deel op die video onderaan sodat as iemand belangstel, Hmm. nou onlangs weer 'n gemeente gehad wat my uitnooi vir volgende jaar, as die skole weer open. Ek tog hy bedoel toe die skole nou na die Oktobervakansie, toe is dit volgende jaar eers Ja. in Januarie. Toe sê ek vir die persoon, ek kan nie waarborg dat ek nog lewe nie, man. 'n Ou raak nou so vinnig oud, Hmm. maar daar is baie materiaal beskikbaar en ek gaan graag hierdie boekie, die geloofsoffer, ja vir geloofsoffer beloftes en ja vir sending, gaan ek Hmm. ook onder hier deel en ek wil mense uitnooi. Uh Ja. en ek wil sommer terwyl ek die gap vat om nou self te adverteer. Ons het 'n projekkie wat ons noem 'n MSP, 'n Mission Support Partner, Ja. dat elke lidmaat in die gemeente erns 'n MSP word vir net een sendeling. Hmm. Dan gaan dit 'n reuse verskil in daai persoon maak as hy weet hier's iemand wat vir hom nie net finansiëel nie, maar wat op 'n Hmm. gereelde basis vir hom bid, Dit. sy nuusbrief lees en Hmm. intelligent lees, weet waaroor dit Ja. gaan want hy ken hom en hy ken sy behoeftes. Kobus, baie dankie aan jou. Groot plesier. Vertel ons nog, waar kry jy hierdie entoesiasme terwyl baie dominees sê ag, is tyd maar, sending is nie meer 'n faktor nie. Ons moet die ouens Ja. kos gee. Ja, en dit is 'n ding wat my bekommer, Kobus, en ek wil graag jou mening daaroor hoor. Uh Ja. Natuurlik, die nood rondom ons is baie groot in Suid-Afrika veral. Uh Ja. en dan gaan dit oor na kosgee-projekte en dan eindig dit net daar. En as Ja. ons praat van Malawi en ons praat van die onluste wat nou weer in Mosambiek aan die gang is, Oorgaan. Ja. dan sê hulle, hoekom moet ons so ver gaan? Hier is so baie nood. Kyk net hier na die Ja. probleme hier. Gee 'n Ja. bietjie jou gevoel. Kyk, ons moet nooit vergeet. As ons nou praat van missionale diakonaat, as ons praat oor missionale aksies en al daai tipe van dinge, woorde, um, dan is dit so, ja, die nood rondom ons is groot, maar dan, soos wat jy net nou ook gesê het, Handelinge 1 vers 8, sê, luister, weet jy wat, julle sal my getuies wees hier in Jerusalem, praat dan nou maar Potchefstroom, maar dan ook Judea, kan Noordwes wees, Sowel so kan 'n mens as. nou praat, weet, net sowel as, en 'n mens moet dit nooit vergeet nie. Dit is so. En nêrens word daar gesê, gaan net na die uithoeke van die wêreld toe nie. Ek kan onthou dat, wie het straatwerk destyds in Kaapstad aangebied, maar in elk Die geval, Victor. ja, hy het vir almal wat daar aangekom het om straatwerk te doen, het hy altyd gesê,
wat doen jy in jou plaaslike gemeente? Want die ou sending beginsel is so, en Edison Quiros verwys in sy boekie daarna, die lig wat die verste skyn, skyn die helderste tuis. Yes. So, en hy het hulle almal teruggestuur en gesê, weet jy wat, as mense nou niks doen, hy sê, luister, weet jy wat, gaan doen eers iets in jou gemeente, raak betrokke by watter aksie ook al, of dit barmhartigheid is, en of dit by kategese is, wat ook al, raak eers daar betrokke en dan kom jy, want weer, het is maklik om te ry na 'n plek toe en nou daar baie godsdienstig te gaan wees en sovoorts, maar wat gebeur by die huis? En daai lig, kyk, in Christus is ons lig. Hy sê ons is lig vir die wêreld. Ons is ligdraers. Maar dit is iets wat hier moet gebeur, dat die mense in jou huis, die mense wat rondom jou woon, wat saam met jou werk, wat saam met jou ontspan, sal hierdie lig sien. En dit is wat so nodig is. Dat ja, weet jy wat, dit is so, en ek dink, omdat daar al meer stemme begin opgaan het om te sê, maar wat van die plaaslik? As jy nie plaaslik betrokke is by aksies hier, om die nood hier aan te spreek, maar die nood is omvangryk, ja, dit is hier, maar ja, dit is ook op ander plekke, en dat ons beskikbaar sal wees, ook as kerk beskikbaar sal wees, om te sê, Here, gebruik ons, want dis u koninkryk, u het ons deel van hierdie koninkryk gemaak, maar daar is nog soveel mense, as ons net kyk, die Here Jesus wat ons leer in die bergpredikasie, laat die koninkryk kom. Ja, eerstens, Here, dat ek self onder u beheer sal leef, maar dan ook om te bid, dat ander, wanneer hulle hierdie boodskap hoor, dat hulle sal raak sien, sal insien, dat u waarlik die koning is en hulle lewens aan u oorgee. Maar dan ook om betrokke te raak by hierdie wêreldwye beweging, want God se beweging in hierdie wêreld is nie net in Suid-Afrika nie. Hy wil ook die mense in Angola, waar hulle self vind, wil hy hulle ook bereik met die evangelie. En dankie tog, dat daar mense is wat die roepstem van die Here hoor en sê, weet jy wat, dis regtig my oortuiging, dit is waarheen die Here my stuur. En om dan vir mense ook te help, om ook te gaan. Want baie keer kan mense ook hier aan dink, veral ook as ons dink aan sendingwerk en die werk wat gedoen moet word. Die moslems gaan hierdie werk ondersteun nie. Dis kinders van die Here. En nou beleef gemeentes, maar die getalle krimp en al hierdie tipe van dinge gebeur. Maar daar was dit, ek dink daai gemeente in Bronkhorstspruit, wat ons nou vir ons ook geleer het, as ek nou dink aan jare gelede, wat hulle maar net 100 lidmate gehad het, maar waar hulle so ingekoop was op die verantwoordelikheid dat die woord moet uitgaan, dat hulle, ja, hulle geloofsoffer partykeer ook selfs groter was as wat die dankoffers was. Hulle gaan die Here is getrou. Hulle is nou 30 jaar later, hulle fokus nog steeds op sending. Wonderlik. Sakkie, die Here gebruik hulle. Kobus, mag ek soms so weer 'n advertensietjie gooi? Ons het 'n tool ontwikkel, 'n vraelys, 'n evaluering vraelysie wat ons vir gemeentes wil uitnooi, beskikbaar stel en uitnooi en uitdaag om dit in hulle gemeente te laat doen. Miskien net die leiers of miskien die sendingkommissie net vra, hoe staan ons gemeente op hierdie punt, op hierdie punt. Ons het so 20 sulke vrae wat ons voorhou, en dan kan gemeente self met daardie vraelysie sien waar dinge miskien 'n bietjie 'n probleem is, waar behoefte is, en dan kan hulle daaraan 'n bietjie verder aandag gee. Ja. En dan het ek ook jy het net nou daai boek vir ons gewys, Fokus op die wêreld. Ons het ons het dit nou met Koninkryksfokus, het ons dit nou op die internet as 'n online kursus beskikbaar. Ja. En ek wil graag lidmate, gemeentes, predikante uitnooi om dit te, ja, dis gratis man, al hierdie goed is gratis. Moenie dat geld, jy weet die ons kla almal oor geld, dit kos so baie, maar een koffie by die Heavenly Coffees kos R50. En
geld is nie regtig die probleem nie. Kobus, dankie. Yes, like. Mag die Here julle ook nog baie ryklik gebruik in die mobilisering van ander gemeentes in hierdie gesprek. Ek gaan vir jou 'n laaste kansie gee waar jy bietjie medebroers, medepredikante ook uitnooi, uitdaag. En getuig van hoe die Here die pad met julle begin loop het en bly loop het. Asseblief. Kyk, ek dink dit is belangrik dat die feit dat jy predikant geword het as iemand wat die woord van die Here aan mense kan bring en moet bring. Dit is so dat nie almal gestuur word na die sendingveld nie, maar die sendingveld is baie keer ook rondom ons. Dat die Here mense na jou toe bring wat hierdie evangelie ook moet hoor. Om steeds lidmate ook uit te daag. Ek doen dit gereeld ook by ouetehuise, dan sal ek nou vir hulle vra, kan hulle vir my sê of almal wat daar in daardie ouetehuis woon, die Here ken en voluit vir die Here leef. As hulle nou vir my sê nee, dan sê ek maar goed, wie se verantwoordelikheid is dit nou om die evangelie by hulle uit te bring? Net om mense te laat besef, ons kan so altyd wag dat iemand anders dit moet doen. Maar daar is ons. En daar's wonderlike verhale van as ons maar net begin praat, as ons maar net begin getuig, hoe dat die Here daardie getuienis ook gebruik om wêreld te verander. Ja, om gemeentes nie negatief te maak nie, want die predikant speel 'n baie belangrike rol hierin. Om steeds te sê, dit bly steeds die kerk se hooftaak. Die groot gebod is, ja, dat ons mekaar moet lief hê, God wil alles en almal mekaar moet lief hê, dit is ook wat dit is. Ek moet mense lief hê, dit moet vir my belangrik wees om te weet dat as die evangelie nie by mense uitkom nie, dan is hulle verlore in hulle sonde. Ja, ons weet nie hoe die Here gaan oordeel nie, maar hierdie gedagte is, hoekom moet ons gaan? Almal gaan dan nou gered word. Want dan sit ons met Johannes 14 vers 6, wat vir ons baie pertinent sê, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Daar is die ander weg. Die enigste weg. Die enigste weg. Jy weet, dat laat my altyd so dink in 'n verhaaltjie wat ek een keer gehoor het, ook van hierdie ou wat in hierdie stad aangekom het, en hy wil bitter graag hierdie een kerkgebouetjie gaan sien, wat almal praat daaroor, dat hy daar moet uitkom. Nou vra hy vir 'n plaaslike inwoner vir hom, maar hoe kom ek by die kerkie uit? En die persoon sê vir hom, jong, jy gaan nou hier af van die pad, dan is dit regs, en dan sit links, en hy beduie. Hy sê, is daar nie 'n ander pad nie? Nee, dis die enigste pad. En dit is wie Jesus Christus is. My aarde, die evangelie is 'n werklikheid. God is 'n werklikheid. En die groot opdrag is gaan. En ja, dit kan hier plaaslik wees, want as ek net dink ook aan Potchefstroom, ten spyte van al die gemeentes wat hier in Potchefstroom is daar mense wat hom nog nie ken nie. En dit is ons verantwoordelikheid om die evangelie ook daar uit te bring. En om dit te leef, dit is baie belangrik, om die evangelie te leef, dat ons nie net sê, ons het God lief nie, maar in die manier waarop ons teenoor mense optree. Ons is nie volmaak nie, ons struikel baie keer, daar is ook maar aanvalle in ons lewens, maar met die hulp van die Here weet ons, dis wat gedoen moet word. So, predikante, die reuse verantwoordelikheid, om nie daardie nuusbriewe wat kom van sendingorganisasies, maar in file 13 te gaan liaseer, maar om dit bekend te maak, dit te deur te gee vir die gemeentes, sodat die nood raak gesien kan word, dat daar gebid kan word, of dit nou vir Harvesters International is, of dit nou vir geopende deure is, want daardie verhale is wat gebeur in die veld. Om daardie nuusbriewe net eenvoudig te sê, luister, hier is dit. Kyk wat gebeur in die wêreld, kyk waar is die nood. Maar weer eens, moet dit nie net met jou oë waarneem nie. Mag jou hart in beroering kom, soos wat ons lees wat met die Samaritaan gebeur het in die gelykenis wat die Here vertel het. Dat hy hierdie persoon jammer gekry het, dat die Here ons harte sal breek deur die dinge wat sy hart breek. Om te sê, Here, maak my oë oop om hierdie dinge te sien, om mense te sien, mense wat U nodig het, en om vir hulle dan lief te wees en lief te hê. Dat jy aan die beweging kan kom om gemeente saam te neem en dat hierdie taak, wêreldevangelisasie, tog nie net op die agenda bly nie,
maar dat gemeentes aktief hierby betrokke Hmm. ook sal wees. Kobus, mag ek En of dan hande vat. ja, mag ek 'n vragie wat by elke gemeente aan my gevra word? 'n Vragie wat dikwels as ek met sending met gemeentes praat. Hoekom moet ons daar ver gaan terwyl hier naby so baie nood is? En ek wil graag net hierdie vragie 'n bietjie 'n luister 'n liewe kyker. Luister na die antwoord. Dit het my lewe omgekeer toe ek daai ding gesnap het. Oswald Smith het gesê, hoekom moet almal die evangelie meer as een keer hoor, terwyl daar nog baie mense is wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. En dit gaan om die onbereikte mensdom. En daar is nog 40% van die wêreld. Ja. Kan jy dit glo? 40% van die wêreld na 2000 jaar van Jesus se opdrag aan sy kerk, wat nog onbereik is met die evangelie. En die grootste groep van hulle is op hierdie stadium die moslems, wat amper 'n kwart van die wêreld se bevolking is. En daarom is die antwoord op hierdie vraag, baie mense hier rondom ons wat nog nie die Here ken nie, maar hulle het 'n kerk, hulle het 'n Bybel, hulle is vry om na 'n kerk toe te gaan, hulle het al die evangelie gehoor, alhoewel hulle dit nog uiteraard nie aanvaar het nie. Terwyl daar, en nou wil ek afsluit met 'n stukkie getuienis. Die Here het nou vir my die moslem ding op die hart begin dra, en ek het nou redelik in begin koop en dit, en bietjie begin oplees, en bietjie blootgestel geword. Toe Edison Quiroz was, as oor hierdie hele ding van die groot opdrag, het hy vir ons 2 verhaaltjies vertel. Hy het die eerste een gesê, dat as iemand by jou aankom, of die opdrag word gegee dat 'n hele vertrek geverf moet word, en dan kom iemand by jou aan en sê, maar hy voel geroepe, hy wil daai muur verf. En dan kom iemand anders by jou aan en sê, maar weet, hy het 'n visioen gehad, en daai visioen verf hy daai muur. En so kom 'n derde een aan wat sê, maar hy het 'n droom gehad, en daardie droom verf hy daardie muur. Ek bedoel, die opdrag is gaan na al die nasies toe. Hy verwys ook na die keer toe die Here Jesus die brood vermeerder het. Hy sê, hier sit hierdie duisendes. Wat sou die mense gesê het toe die Here die brood begin breek? Nou kom hulle hier in die eerste ry, gee vir hulle almal, vir hulle die brood en die vis, en dan gee hulle weer vir hulle almal die brood en die vis. Een of ander staan begin hy ouens daar agter skree, maar wat van ons? Wat van ons? Want die opdrag is almal. En dit is wat ons nooit moet vergeet nie. Dit is so, dat hier nood rondom ons, en jy het dit gesê, dat hoe dat mense na jou toe kom en elke keer vir jou sê, jy weet, hoekom moet nou daai heen gaan as die nood hier is? Dan gaan my tweede vraag vir hulle wees is, wat doen jy? Wat doen jy om hierdie mense hier plaaslik dan met die woord te bedien? As hulle dan sê, maar luister, weet jy wat? Dis nie my taakie, dis nie my roeping nie. Dis nie so werk. Maar jy weet, dis juist die punt. Ons kan maklik sê, omdat dit vir ons 'n ongemaklikheid is, omdat ons nie betrokke is, kan ons sê, maar nee, hier is te veel werk hier. En dan weer, dit in 'n Christelike land, as ons gaan kyk na wat gesê word, wat is die persentasie Christene in Suid-Afrika? Ek sal net eenvoudig vir daardie persoon dan sê, vertel jy vir my, wat doen jy dan plaaslik om hierdie situasie aan te spreek, om dan die onbereiktes in jou omgewing dan te bereik met die evangelie. Dis die opdrag wat U vir die kerk gegee het. Dis die doel van ons bestaan. Is om betrokke te wees by hierdie beweging van U, want Missio Dei, die sendende God, God die Vader wat sy seun gestuur het, Jesus Christus wat vir ons die Heilige Gees stuur, en dan ook die Heilige Gees, God wat ook dan vir ons na die wêreld te stuur, om in sy naam 'n verskil te gaan maak. En dit is ons taak, dit is ons verantwoordelikheid, om gemeentes te mobiliseer, ja, plaaslik, maar dan ook, soos jy gesê het, sowel as daar, van die mense aan die uithoeke van die wêreld met hierdie evangelie hoor, en as die kerk agteroor sit, dan sal ons enigmaal moet verantwoording doen, hoekom ons nie hierby betrokke was nie, of betrokke wou wees nie. Ons kan nie verskonings maak nie, toe die opdrag is daar, en al wat die Here sê is gehoorsaam. En die seën, dis genade.
die seën wat die Here gee, wanneer mense hierby betrokke raak. En kan ons dit self voorstel as die geloofsgemeenskap in Suid-Afrika maar net wil toelaat om deur die Here gebruik te word, hierin. Dan word Suid-Afrika gedek van hoek tot kant. En ja, die internet waarmee jy nou besig is met die internetbediening, en ook dan ten opsigte van die moslim wêreld om mense dit daar te gee dat hulle die evangelie kan hoor, die getuienisse kan hoor, net om te hoor hierdie God is koning en hy alleen is God. Daar's nie ander weë nie. Daar's nie ander weë nie na hom toe nie. Dis net hy. Dis net hy en dit is wat mense moet hoor. Baie dankie Kobus vir jou praktiese ervaring en ek het gesien in jou gemeente hoe jy 'n gemeente mobiliseer en hoe dat jy 'n gemeente opgewonde maak. Dit is moontlik. Ek wil vir kykers regtig uitnooi om ook ons materiaal te gebruik wat op ons webblaaie is en ek gaan dit alles onder hierdie video deel. Gebruik dit, deel die materiaal met jou lidmate. Nooi hulle uit om 'n MSP te word, 'n Mission Support Partner. Dat hulle, ja, en dat die koninkryk van die Here sal kom, maar die feit is, daar's nog 'n groot wêreld onbereik met die evangelie en die Here Jesus het gesê, as hierdie koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor en eers dan sal die einde kom. Kom ons deel dit vir die wêreld dat hulle kan hoor. Kobus, dankie. Ek gaan weer jou kontakinligting ook onderaan hierdie video sit, dat mense jou kan vra, is dit so, werk dit? Ja, 100%. Dankie Kobus, die Here seën jou ook in jou pad. Dankie man. Goed hoor. Tata.